voorreg om altyd met ons mense te kan gesels en mekaar op te bou en te versterk na mate die tyd nader kom. Dis vir ons 'n voorreg om te weet dat die God wat ons dien, die God wat ons eer, die God wat ons eerstens op hierdie aarde kom sit het en in hierdie area kom sit het met 'n rede en met 'n doel, is die God wat vir ons sy woord gegee het om ons te versterk, en wanneer ons op sy woord staan en ons dit glo en dit beleef en dit erken en leef, dan word ons sterker en word ons opgebou om dit wat die Here van ons verwag te doen. So ons waaroor praat ons? Ons praat oor eerste dinge eerste. En die woord van die Here is hierdie kragtige, ewige, onveranderlike woord wat die Here vir ons elkeen gegee het. En ja, so is dit so dat baie mense reken dat alles wat die Here God geskryf het of oor gepraat het, is nie opgeneem in die Bybel nie. Maar ek wil vandag verklaar dat daar's genoeg waarheid en genoeg krag en genoeg wysheid in die woord van die Here opgeteken, wat genoeg is vir ons om heilig te lewe en sonder gebrek te wees, soos wat die Bybel sê ek dink in Efesiërs, wat hy sê, hy wat ons geroep het en wat ons gewederbaar het om heilig en sonder gebrek voor God in liefde te wees. Dit gebeur natuurlik deur Christus Jesus om in daardie wonderlike woord te leef. Nou, ek wil ook vir jou sê dat die woord, die Bybel sê dat elke belofte wat die Here aan ons gemaak het, van Genesis tot in Openbaring, elke belofte wat die Here gemaak het vir ons, vir jou en vir my, vir jou gesin, vir jou familie, vir die gemeente, vir die kerk van die Here reg oor die wêreld, staan vir ewig vas, want die Bybel sê, want in Christus is elke belofte ja en amen. Nou, Dawid skryf het, en dan sê hy, Here, u woord is 'n lig vir my pad, of 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En wat 'n voorreg om te weet dat selfs die donkerheid kan nie die woord van die Here doodmaak of in duisternis bring nie, want die woord van die Here is lig. Sy woord is kragtig en lewend. En ek wil net vir jou 'n skrif lees hierso, wat sê, Spreuke 3 vers 5 tot 8, wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gemaak word. Nou, hoe sal ons die woord van die Here ken? Hoe sal ons weet wat is God se plan en hoe moet ons maak om die plan van die Here uit te leef, die woord van die Here uit te leef? Nou, ek wil net gou, dit kom net in my gedagte op, dat vroeër jare, toe ons in die Oostrand gebly het ons 'n padkaartboek gaan koop, spesiaal, sodat wanneer ons na 'n spesifieke adres toe moes ry, dan het ons hierdie boek geblaai en dat ons volgens hierdie boek gery. En ek wil vandag vir u sê dat ons het in hierdie boek, die woord van die Here, het ons die presiese weg, waarheid en lewe, ons het die presiese adres waartoe die Here wil hê ons moet gaan, wat hy wil hê ons moet doen. Deesdae gebruik ons die telefone met 'n GPS, en partykeer dan help daai GPS en sê vir jou, maar jy is op 'n verkeerde pad, jy moet aan die kant en daai kant doen. En baie keer ignoreer ons dit, soos wat ons baie keer die woord van die Here ignoreer. En wat is die einde daarvan? Die Bybel sê die einde daarvan is weë van die dood, en ons wil nie in daardie plek leef nie, nee. Nou hoor wat sê hy, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, want wyk af van wat kwaad, dit sal genesing wees. Wat sê die woord? Hy sê, as ek
ek die woord van die Here ken en die Here raadpleeg, nou kom ek vir net soveel sê dat die Here kan nie sy woord aanpas vir elkeen van ons nie. Hy het hierdie woord vir ons almal geskryf en ons moet aanpas by sy woord. Want nou sê hy sê, want hierdie woord sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking van jou gebeente. So dit bring lewe. Hoor wat sê in een van die Engelse vertalings, in everything you do, put God first. Dis wat die woord sê. And he will direct you and crown your efforts with success. Is dit nie amazing nie? Dat ons weet dat God se woord is vir ons geskryf. God het dit vir ons gegee om vir ons aanwysings te gee. Hy het ons nie net aanbevelings gemaak in sy woord nie. Sy woord is wet en waarheid en ja en amen. As ons hom volg in hierdie tyd waarin ons lewe, waarborg ek vir jou, as jy die woord van die Here volg, sal die Here jou nie los nie. Hy sal jou soos wat daardie GPS, sal die Heilige Gees altyd vir jou sê, jy's nou op 'n verkeerde plek, jy's nou op 'n plek waar dit moeilik gaan wees. So, reageer op die woord van die Here. Eerste dinge, God se woord, nommer 1 in jou lewe. Elke môre, elke aand, is dit vir ons so belangrik, vir jou so belangrik, om die woord van die Here te lees. En net laastens wil ek vir sê, lees daai woord en vra vir die Here, Here, maak dit lewendig. Dis soos kos wanneer ons kos eet. Hierdie is nou 'n bietjie af van die pad af, maar ek gaan nou vir jou sê, as jy baie garlic geëet het, dan het jy vir die volgende 3-4 dae het jy 'n reuk wat om jou hang van garlic. En ek wil vandag vir jou sê, as jy die woord van die Here elke dag lees, dan dit wat binnekant is, wat jou liggaam inneem, wat jou hart inneem, wat jou sielsdimensie en jou gees inneem, is dit wat jy versprei. Dis die reuk. Die Bybel praat van ons versprei 'n goeie reuk van God se genade en God se liefde. So ek wil jou aanmoedig vanmôre dat die Here jou en my sal seën. Bly in die woord van die Here. Die Here seën vir julle. Tot volgende keer. Tot